Dis met so groot stuk opgewondenheid wat ek ook vandag vir jou wil uitnooi. Kom sit gou hier en luister net saam met my. Want jy en ek moet iets hoor waarop ons nie mag uitmis nie. Ons tema vandag 3 is, met wie se oë kyk jy? 2 Konings 6 vers 16. Hy het geantwoord, moenie bang wees nie. Die wat by ons is meer as wat hulle is. Die Gees van God wil ons laat sien wat ons nie kan sien nie. Die vraag is, wil ons dit sien? Met wie se oë kyk jy? Op 'n stadium in my lewe was my oë baie swak. Hulle het die katarakke verwyder en toe vir my nuwe lense ingeplant. Eers het hulle die een oog gedoen en 'n week later die ander een. Toe ek die eerste keer die klappie van die oog afhaal wat hulle gedoen het, om oogdruppels in te gooi, kon ek nie glo wat ek gesien het nie. Alles was duideliker as duidelik en het heeltemal anders gelyk as voorheen. Die dag as ek kind van God word, wil God ook vir my nuwe oë gee, sy manier van kyk. Die koning van Aram het die Israelitiese stede geplunder. Toe het hy begin agterkom dat wanneer hulle stad aangeval het, die mense met al hulle besittings weg was. Hy het begin vermoed dat daar 'n verraaier tussen sy soldate moes wees. Van die soldate het dit gehoor en vir die koning gesê dat dit nie 'n verraaier was nie, maar wel die profeet Elisa wat die stede gewaarsku het. Die koning het toe besluit dat hulle plan moet sien en dat hulle dan vir Elisa moes gaan vang. Hulle het in die nag Elisa se huis omsingel en toe die son vroegoggend opkom, het Elisa se slaaf uitgegaan buitentoe. Hy kon sy oë nie glo nie. Hulle was omsingel deur die Arameese soldate. Hy het ingehardloop en vir Elisa gaan roep. Elisa het uitgekom. Hy het na die soldate gekyk en toe op na die berge. Toe het hy vir sy slaaf gesê, die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Dis nou so 'n ouer weergawe van, hulle weet nie wat ons weet nie. Sy slaaf het gekyk en kon nie verstaan waarvan Elisa gepraat het nie. Toe het Elisa vir die slaaf gebid en God het sy oë oopgemaak en ewe skielik kon hy sien hoe daar oral op die berge rondom hulle engele was op strydwaans van vuur. Toe het Elisa weer gebid en al die Arameese soldate is met blindheid geslaan. Ons sê, sien is glo, maar ek begin al hoe meer verstaan dat ons net sekere dinge sien. Die oomblik as God vir my 'n werklikheid word, kom doen die Gees ook geestelike chirurgie op my oë, wat my in staat stel om dinge te kan sien, wat die normale mens nie kan sien nie. Hoe lyk die Arameese oormag in jou lewe vandag? Wat is die dinge wat jou angstig en bang maak? Vra vir God om jou ook vandag dit te laat sien, wat hy sien, en weet dan, hy sal sorg en voorsien op 'n manier wat jou gaan verstom. Want daar is soveel wat ons nog nie kan sien nie. Verskillende oë sien dieselfde dinge verskillend. Dit is opinies. Respekteer dit en leer om anders te begin kyk. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy, raak ons so maklik paniekerig in sekere situasies? Hoe kan ons begin leer om met God se oë na alles rondom ons te kyk? Wat gaan jy vandag doen as jy begin om paniekerig te raak? Here, leer my ook vandag om met u oë na alles rondom my te kyk. Dankie dat ek kan weet dat daar niks in hierdie lewe is wat vir u onmoontlik is nie.
Help my om in U krag ook my krag te vind. Amen. God wil jou en my ook vandag seën met 'n nuwe kyk, om met vars oë weer die wonder van alles te sien wat hy gemaak het. Soos 'n kind vir die eerste keer. Gaan geniet dit met 'n passie. Mag die Here jou seën. Liefde groete, Sjaal.